Goeiemôre, gemeente, baie welkom by vanoggend se erediens en mag dit vir ons almal iewers spesiaal wees om ook hiervan te mag deel. Ek wil graag sommer so begin met die aanvangswoord vir vanoggend se erediens. En dit is natuurlik die aanvangswoord waar ons bely en glo, maar ons is in die teenwoordigheid van die Here ook saam. Die mens is soos gras en al sy pragt soos 'n veldblom. Die gras verdor en die blom val af. Maar die woord van die Here, dit bly ewig. Amen. Ek het die Here lief, want hy luister na my smeekgebede. Ek draai sodat ek hom kan hoor. En hy luister ook na my hulpgeroep. Gemeente waar ons by mekaar is dit ook so, dat die Here ons self mag groet en sê genade en vrede vir julle. Natuurlik van hom wat ons Vader noem, Jesus Christus die Here, en dit alles deur die werking van sy Heilige Gees. God is met ons. Amen. Kom ons sing saam in lied 421, die Here Jesus lewe. Here, baie dankie dat ook ons hier mag saam wees op vanoggend, dat ons as gemeente in u verwondering mag staan, om te weet, dit wat ons geskenk ontvang het, as geskenk ontvang het, deur die Jesus Christus ook. Here, dat hy deur sy dood, die lewe, wat u vir ons bedoel het, bewerkstellig het. Dat sy opstanding ons verseker, dat ons ook op hierdie oggend in sy teenwoordigheid kan wees. Mag het so wees, Here, dat die Heilige Gees juist dan ook hier ons harte mag warm maak, terwyl ons hier saam is en met u woord besig is. In Jesus naam. Amen.
Ek weet nie van julle nie, maar ek onthou die dae toe ek nog op skool was. Ja, seker een van die lekkerste ervarings vir my was, wanneer 'n skooljaar gedraai het, en is Januarie, en ons is reg in die nuwe skooljaar begin, en jy daai splinter nuwe boeke, hy het nog nie 'n merkie op nie, daai reuk van 'n splinter nuwe boek. Of selfs die nuwe skryfbehoeftes. Ek onthou die jare wat ons wel nuwe skryfbehoeftes gekry het, was dit so wonderlik ervaring, daai reuk van nuwe skryfbehoeftes, daai rook van 'n skerp gemaakte potlood, en selfs 'n nuwe skooltas, nee, ons het nie elke jaar skooltasse gekry nie, maar so elke tweede of derde jaar, as jou tas daar nou al 'n bietjie foos is, dan het jy 'n nuwe een gekry, maar as jy hom gekry het en jy het hom so oopgemaak om jou nuwe goed in te pak, dan het jy hom geruik, en dit het vir jou, dit was vir my nog altyd 'n baie lekker ervaring. Nuwe skryfgoed, nuwe tas, nuwe boeke, en jy is gereed, en jy is toegerus vir die jaar wat kom. Ja goed, ek onthou nog hoe 'n onderwyseres by ons, juffrou Gous, sy het vir ons wiskunde gegee, daar in Hoërskool Pretoria Noord, en ek onthou hoe sy altyd gesê, as ons bietjie bang, bietjie senuweeagtig was vir die volgende jaar se wiskunde, dan het sy altyd gesê, onthou nou, jy is nie nou gereed nie, maar jy word gereed gemaak vir volgende jaar. So die tyd wat jy by volgende jaar kom, is jou brein gereed. Ja goed, vanoggend praat ons 'n bietjie oor Jesus se opstanding, en natuurlik, dat na die implikasie daarvan, is dat ons gereed gemaak is vir die tyd waarin ons leef. Lees saam met my 'n kort gedeelte, natuurlik eers uit Johannes 20. Johannes 20 vanaf vers 26, die gedeelte waar Jesus natuurlik vir 'n tweede keer aan sy disippels verskyn. 8 dae later, Jesus en Thomas. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. En hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. Bring jou hand, steek hom in my sy. Moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here, jy my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek opgeskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat jy kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God. En sodat jy deur te glo, in sy naam, die lewe kan hê. Natuurlik ken ons almal Thomas se verhaal, is baie bekend, ons weet wat met hom gebeur het, hy is die ongelowige Thomas. Die een wat gesê het, ek sal eers glo wanneer ek het sien. Wanneer ek daar die spykermerke in sy hande sien, wanneer ek die merk in sy sy sien, dan sal ek het glo. En so bevestig Jesus natuurlik sy opstanding met die ontmoeting met Maria by die graf. Hy verskyn dan later aan die disippels, en 8 dae later, weer vir 'n derde keer, die bevestiging van sy opstanding. Jesus staan weer tussen hulle, terwyl deure gesluit is, en hulle bang is, en hier kom staan hy weer, tussen hulle, en hy groet hulle met die woorde, vrede vir julle. Gekruisig, begrawe, en hier staan hy tussen ons, opgestaan. Nou wil ek graag vir julle vra om saam met my te lees uit 'n gedeelte daaruit Handelinge 2. Handelinge 2 vanaf vers 14 en dan 36 tot 41. Vers 14. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op, onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon. Ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het.
luister na wat ek sê. Dan natuurlik vers 36. Die hele Israel moet nou vas en seker weet. God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref. Het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Dan sal God julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is. Vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop. En omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het julle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en gebede. En verder dan skryf Lukas natuurlik oor die eerste gemeente, die genesing van die verlamde man. Dit wat as dan hieruit sou volg. Natuurlik is hierdie deel uit Handelinge 'n baie bekende gedeelte ook, waar Petrus natuurlik 'n toespraak kom lewer, wat aandui dat dit wat gebeur het, is 'n vervulling van wat in die Ou Testament alreeds voorspel is. Dit wat julle dalk goed ken, julle wat deel is van Israel, ken dit goed en hier het hierdie vervulling gekom, en dit is wat nou onder ons gebeur. Kom ons vertel vir julle van hierdie getuienis. Kom ons vertel vir julle van wat God onder ons gedoen het. En dit als natuurlik, nadat al bevestigings was van sy opstanding en als gebeur het. Vanoggend luister ons weer na hierdie getuienis. Ons luister na hierdie getuienis en ons vra vir onsself, maar wat het met ons gebeur? Jesus sê natuurlik vir Thomas, gelukkig is hulle wat dit nie gesien het nie, maar tog glo. Wat is dit wat met ons gebeur? Dat het nie net gaan oor kennis nie, maar dat ons na hierdie getuienisse luister, selfs 2000 jaar later, en het ons lewens verander. Hierdie getuienisse van gelowiges wat sê ons het hom gesien. Hy het nie net 1 keer, 2 keer, maar selfs 3 keer 'n bevestiging gegee dat hy wel opgestaan het. Hy het vir nog baie ander wonderwerke onder ons, voor ons, by ons gedoen. En vandag vertel ons vir julle daarvan. En dan word hulle, vra hierdie mense in Handelinge, natuurlik hierdie gelowiges of ouens wat tot geloof kom, word dan gevra, of hulle vra, wat moet ons doen? En Petrus sê, maar gaan. En gaan ek doop julle in die naam van Christus. Bekeer julle. Nou natuurlik in daardie dae onthou ons moet die doop ook hier baie mooi verstaan, nee. Dit is 'n deel van 'n openbare getuienis dat ek my rug draai, letterlik 'n bekering doen. Nee, letterlik. Met my rug draai na die lewe wat ek gewoond is en skielik 'n nuwe lewe leef, want hulle vertel vir ons van Jesus wat ons lewens verander het. Maar dit beteken ook dat ons kan deel word van 'n geloofsgemeenskap wat getuig van die kragtige werk van wat God onder hulle gedoen het. Dit vra dat ons gewoontes moet afsien wat ons lewe voorheen beheer het. Ander gewoontes moet aanleer. Dat ons geroep word om te getuig verder oor wat hier gebeur het.
omdat God vir ons natuurlik ook die lewe hierin bedoel. Ons word diep geraak deur hierdie getuienis. En nou dink ek aan hierdie selfde Petrus. Dis die Petrus wat uit die skei geklim het en wat maar gesukkel het om daar op hierdie water te loop. Jesus het homself daar genoem, jou klein gelowige. Dis dieselfde Petrus, vir wie daar later ook gesê word, aan jou gee ek die koninkryk se sleutels. Dis dieselfde Petrus, wat Jesus 3 maal verloon. Dis dieselfde Petrus wat volgens Johannes graf toe hardloop en daar kom en vooroorbuig en dan sien. Hy is nie hier nie met die getuienis van Maria. Dit is hierdie Petrus wat vandag hier op Pinksterdag opstaan en voor al hierdie mense kom getuig oor wat God gedoen het. En terwyl hy getuig, word hierdie getuienis aangehoor en die mense vra, wat moet ons doen? Dan natuurlik die belofte, hierdie wonderlike belofte wat hy met hulle deel en sê, sonder vergifnis in die Heilige Gees is vir julle bedoel. Kom en word deel hiervan. Laat julle doop in die naam van Jesus Christus. Julle sondes word julle vergewe en julle ontvang die Heilige Gees. En dit begin anders lewe. Vergifnis van sondes en die Heilige Gees word ontvang. Die belofte natuurlik ook vir ons wat geroepenis word. Wat eintlik net soos daardie eerste bekeerlinge kan sê, wat moet ons doen? Ek onthou op skool was daar hierdie bandjies. Daar was 'n stadium hierdie bandjies wat sê, what would Jesus do? En hierdie bandjies is gedra om iewers dalk iets van 'n getuienis uit te gee. Te sê, dit is wat ons glo in wie ons glo. Ek onthou die skool het ons op 'n stadium toegelaat, en sê ons mag ten minste, ons mag 1 dra. Mag nie meer as 1 gedra het nie, maar jy mag 1 dra. En hierdie was iets van jou getuienis wat jy gevoel het jy dra. En hoe het dit 'n ou se lewe beïnvloed? Hoe het die getuienis waarmee ek geleef het beïnvloed? Ons word geroep om die werk van die Here voort te sit. Hierdie wat hier gebeur, hierdie wonderlike ervaring wat hierdie gelowiges of hierdie aanhoorders moes gehad het en tot geloof gekom het, wat sê maar ons lewe het verander, toe ons hoor dat Jesus opgestaan het en ons hierdie waarheid begin glo het, dan echo die woorde so wat aan Thomas gegee word, gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Gelukkig is ek wat het nie gesien het nie, maar tog daarvan oortuig is en het ook bely. Ja, ek was dalk nie daar gewees om hierdie bonatuurlike ervarings te sien nie, maar ek besef dalk net opnuut, dat net soos hierdie eerste bekeerlinge, ons geroep word tot 'n nuwe lewe, dat ons toegerus word, deur die Gees self, dat ons gereed is, net soos daardie skooltas van my, toe ek hom gepak het en reggemaak het vir die nuwe graad, wat ons nou tegemoet moet gaan. Dat ek toegerus is en reggemaak is, vir die getuienis om te leef. Ons het so 2 weke, 3 weke, die afgelope 2-3 weke, gepraat oor opstandingsgeloof,
Dat ek met daardie selfde opstandingsgeloof, of soos Petrus skryf, soos Paulus skryf vir die gemeente in Efese, dat daardie kragtige werkinge, wat in ons aan die werk is, en ons wat glo, dis dieselfde krag, wat hom uit die dood opgewek het. Dan is die vraag, eindelijk vanoggend, as ons na die getuienis luister van Petrus, terwyl ons so iewers te hoor die woorde wat vir Thomas gesê is, dan dink ons aan die woorde van Romeine 6. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy, en hy lewe vir God. En julle moet dus ook altyd onthou, dat ook julle vir sonde dood is, maar vir God lewe. En dit is wat met ons gebeur na die opstanding. 1. Hierdie bevel. Julle moet dus altyd onthou. Altyd. Nie net in sekere oomblikke in my lewe nie, maar altyd onthou. Ons is in Christus verbonde en lewe juist daarom nie vir onsself nie, maar ons lewe vir hom en ons neem deel omdat ons een is met hom. Nou is die vraag. As ek vanoggend na Thomas se verhaal, na daardie gebeure daar na die boventrek luister, en ek gaan kyk later na die getuienis van Petrus hulle, wat sê, hierdie dinge het met ons gebeur, ons het hom gesien, hy was by ons, hy het saam met ons geëet, en ons moet dit vir julle vertel, en ons luister hoe die eerste bekeerlinge reageer, en sê, maar wat wil julle hê, wat moet ons doen, broers? Dan is die vraag vanoggend, sê nou so hierna luister, wat is dit, wat jou in hierdie twee gedeeltes diep tref, so op hierdie opstandingssondag? Wat het jy geleer? En as jy hierna luister, is die vraag, maar watter soort mens behoort ek te wees, as ek uit hierdie getuienis uitleef? En wat 'n soort ervarings is in ons getuienisse nodig, sodat ander mense ook kan glo? Dan kan hierdie selfde Paulus natuurlik, wat skryf aan die gemeente van Filippi. Hy sê, al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding. Vanoggend wil ek jou aanmoedig, as jy hier uitstap, tel jou kop op, en gaan leef hierdie opstandingsgeloof. Jezus het vir ons die dood oorwin. Die dood is oorwin. Wat beteken in sy naam kan ons die lewe hê. Kan ons op hom hoop, nie net in hierdie lewe nie, maar ook in die lewe hierna. En dat ons mag deel wees van hierdie opstandingslewe. Ons kan voluit deel wees van die koninkrykswerk van God. Partykeer is dit moeilik om te glo. En daarom wil ek jou herinner vanoggend aan jou eie doop. Dat ons, onder andere, die doop as 'n sakrament ook het, wat vir ons help, net soos Thomas, wat sê ek sukkel met tye om te glo. Maar dat ek 'n tasbare teken het, wat my herinner, en my help onthou, dat ek hiervan deel geword het, en dit ook so moet leef. Mag jy vanoggend die wegstap, en voor die Here kom staan met die woorde, Here, hoe sal ek U ooit kan vergoed, vir die weldade aan my?
Aan die Here sal ek my dankoffers bring, my lewe aan hom wy en hom aanroep. Hoe sal ek die Here kan vergoed vir die goeie dade wat hy my aangedoen het? My geloftes sal ek aan die Here betaal, voor die hele volk, in die voorhoewe van die huis van die Here. Want hy rus jou toe vir die lewe hier waarin jy leef. Daardie skooltassie wat gepak is, met die nuwe boeke, die nuwe skryfgoed, wat aangenaam ruik en wat my opgewonde maak, om te sê ek is reg vir die jaar wat kom. Die Here Jesus se opstanding help my om iets daarvan te verstaan. Kom ons bid saam. Here ons Here, dankie vir die voorreg dat ons mag deel hê in die opstanding. Dankie dat U naby aan ons mag wees, deur die opstanding self. Dankie vir die getuienis van Petrus en die gelowiges of die nuwe bekeerlinge wat reageer en sê, wat moet ons doen? Vanoggend kom vra ons Here, as ons die toerusting ontvang en ons hier uitstap, wat moet ons doen? Mag U ons daarin wys, waartoe U ons geroep het. Mag U ons koppe optel, dat ons in hierdie opstandingsgeloof mag glo en dit ook mag lewe. Wees met ons, Here. In Jesus naam. Amen. Gemeente, kom ons sluit hierdie geleentheid saam af. Kom ons word gestuur met lied 471, soek allereers die koninkryk van God. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, 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 amen, amen. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, 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 Here, die Here is elkeen van ons genadig. God ontferm hom oor ons. Gaan leef dan ook so sy liefde, gaan verkondig sy genade en gaan gee aan ander mense die rede om te glo. God is met jou, waar jy ook al gaan. Amen.